Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre hier. Dis baie lekker om almal van julle te sien. So op 'n wonderlike opstandingssondag in hierdie Paastyd is 'n wonderlike geleentheid dat ons so bymekaar kom wees. Vrydag was 'n wonderlike dag waar ons die sterwe van ons Here Jesus Christus kon herdenk, waar ons hom kon loof vir dit wat hy vir ons gedoen het en aangeraak kon wees, waar ons as dorp saam die Here kon dien en saam nagmaal kon gebruik. Maar wonderlik is dat ons vanmôre as gemeente bymekaar kan wees en die volgende hoofstuk, ek wil amper sê die begin van die nuwe hoofstuk saam kan vier vanoggend met Opstandingssondag. Wil ek net eers een groot bedanking doen en dit is vir u stel, broers en susters wat vanoggend moontlik gemaak het. Ons het al lankal gedink en ek weet vir u stel is dit lankal al 'n droom dat ons 'n Paassangdiens het. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Die Heer het opgestaan. Jy het 'n groot verlede. Jy het 'n groot hede. Jy het 'n groot toekoms.
Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalene by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol het. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het die graf binne gegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moet opgestaan het nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Dit was nagdonker in die graf. Die klip seker en stewig vasgerol. Die tombe is verseël, asof die helse stryd daar binne. Die wat daar buite was nie skeel.
Vanuit die donker, mif kokon van graf, daal vlekkeloos en wit die lam na helse dieptes af. Die volk het diep geslaap, gerus, geweet is goed gesis, van Barabbas is vry, behalwe sy wat deur die nag geween het, terwyl sy balsem voorberei. En toe sy in die oggendgloed die voetpad na die tuingraf vat, kon sy haar Heer nie kry. Die angs het haar laat struikel draf, tot binne in die leë graf. Daar buite het die lam gestaan, onoorwonne, rein in majesteit en krag. Want dood en hel en donkerte, die alles het hy weggevat en maak hy donker doodsvallei 'n klaar betaalde huis toe pad.
Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Here, ons kan vanmôre hierdie woorde voel waar word in hierdie diens. Here, ons kan vanmôre met hierdie sang iets beleef en voel van U teenwoordigheid. Here, ons vanmôre voel die skuilplek wat U vir ons is. Die leë graf, die opstanding. Here, hoe wonderlik is om tasbaar saam met medegelowiges U teenwoordigheid te voel. Here, ons voel dit aan vanmôre en ons dankie daarvoor. Dankie dat ons U kan loof met ons stemme, met hierdie liedere, Here, met hierdie Paasangdiens. Dankie, Here, dat ons vanmôre net kan kom stil word en kan juig oor die grootheid en die almag. Here, dit is spesiaal vanmôre vir ons. U het ons 'n rede gegee om te sing. U het ons gerede gegee om te loof. En ons wil dit doen met ons hele hart vanmôre in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, Morney het vanoggend vir ons die skrifgedeelte gelees uit Johannes hoofstuk 20 uit, en ek wil aangaan en net so 'n paar verse ekstra lees. Maar ek wil net sê voor dit, waar ons op hierdie stadium trek, ek weet nie van u nie, maar hier waar ek voorsit is vir my vanmôre 'n enorme groot belewenis. Van die eerste lied af, van waar ons begin het met wees stil en weet, is dit asof my hoendervleis net nie kan ophou nie. En as ons vanmôre die woord van die Here lees, dan voel dit vir my, dan eskaleer dit net soveel meer, wanneer ons stil word en die Bybel oopmaak. En ek wil lees uit Johannes hoofstuk 20 uit. Morney het vir ons gelees van Maria Magdalena, wat die oggend by die graf aangekom het. En toe sien sy die graf is leeg. En toe kom sy by Petrus en Johannes, die ander disipel wat ons hiervan lees, en hulle hardloop na die graf toe, en hulle kom daar, en Petrus stop, en hy gaan in, en Johannes staan, en dan lees ons, hy kom tot geloof. Die gedeelte wat ek vir u wil lees vanmôre, is so bietjie verder, waar Jesus met Maria begin praat. Eers praat Maria so bietjie met die engel, en sy sê, waar is my Here? En dan draai sy om, en dink sy, daar's 'n tuinopsigter, en dan vind hierdie gesprek plaas. Dis Johannes hoofstuk 20 vanaf vers 14. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar gesien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar hy hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe, en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Broers en susters, baie van u sal nog onthou, jare gelede hier in Wolliterskop was daar 'n groot klip gewees wat aan 'n tou gehang het. En daar was so 'n briefie by gewees, so 'n stukkie wat verduidelik het wat hierdie klip beteken. Daar het gestaan weerberig by hierdie klip. En dan het hy nou verduidelik, dan het hy gesê, kyk na die klip vir die weerberig. As die klip nat is, beteken dit reën. As die klip rondwaai, beteken dit dis winderig. As die klip droog is, beteken dit reën nie. As jy nie die klip kan sien nie, beteken dit dis mistig. En as die klip weg is, weet jy daar was 'n tornado. Nou broers en susters, vanmôre wil Johannes 20 vir ons kom sê, kom kyk na die klip. Kom kyk na die rots by die graf wat weggerol is. Die Here wil vanmôre vir ons sê, ek wil vir julle 'n geloofsweervoorspelling, 'n geloofsberig gee, want baie van ons sit vanmôre hier, en in ons harte vier ons die opstanding van Christus. Maar hier binne in ons is daar 'n storm wat woed. Hier binne in ons gemoed is daar onsekerhede, is daar vrae wat u twyfel dalk laat aanwakker in die hart. En vanmôre wil die Here vir jou kom sê, kom kyk na die klip.
Net soos ons na die weerberigklip gekyk het in Wolliterskop, wil die Here vanmôre deur Johannes 20 kom sê, kom kyk na die klip wat weggerol is. Jy sit dalk vanmôre hier en het angs oor die dood. Dalk is jy siek of iemand naby jou is siek. En dalk het jy 'n vrees vir die dood. Dan wil die Here sê, kom kyk na die klip. Dalk sit jy hier vanmôre en jou toekoms is onseker, dan wil die Here vir jou sê, kom kyk na die klip. Dalk voel jy vanmôre, die Here is ver van my af. Dan wil die Here vir jou kom sê, kom kyk na die klip. Dalk voel jy my verhouding met die Here is nie wat dit moet wees nie. Dan wil die Here vir jou kom sê, kom kyk na die klip. Jy voel dalk, my huwelik is nie op 'n goeie plek nie. Dan wil die Here vir jou kom sê, kom kyk na die klip. Jy is dalk bekommerd oor een van jou kinders, groot of klein, dan wil die Here vanmôre vir jou sê, kom kyk na die klip. Jy is dalk eensaam. Jy het dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan. Of jy is dalk net eensaam vanmôre, dan wil die Here vir jou sê, kom kyk na die klip. Jy sit dalk vanmôre hier en het hiernatoe gery en gedink, ons loof en prys die Here oor sy opstanding, maar ek weet nie meer hoe om aan te gaan nie. Dan wil die Here vir jou kom sê vanmôre, kom kyk na die klip. Want Paasondag gaan oor 'n 4-letter woord. Paasondag gaan oor 'n 4-letter woord, broers en susters. En daardie woord is lewe. Paasondag bring vir ons 'n nuwe lewe. Dit bring vir ons 'n vol lewe. Dit bring vir ons 'n oorvloedige lewe. Dit bring vir ons 'n lewe van vergifnis. Dit bring vir ons 'n lewe wat opgewek is. Baie mense leef 'n 7-letter woord, 'n oorlewingstyd. Partykeer voel dit vir ons oorleef net tot ons doodgaan. En vanmôre wil die Here deur Paasondag vir jou kom sê, ek wil vir jou lewe gee in hoofletters. Ek wil vir jou 'n nuwe lewe kom gee. Ek wil vir jou 'n vol lewe kom gee. Ek wil vir jou 'n oorvloedige lewe kom gee. Ek wil vir jou 'n verloste lewe kom gee. Ek wil vir jou 'n opgewekte lewe gee. En so kyk ons vanmôre na hierdie stukkie van Maria baie kort. En ek wil begin met die eerste punt vanmôre. Die vervulling van Jesus se belofte. Die vervulling van Jesus se belofte. Nou, broers en susters, ons het Vrydag, sal jy onthou, die van die wat hier was, het ons gekyk na Jesus se laaste kruiswoord. Jesus wat aan die kruis hang en uitroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En dan blaas hy sy laaste asem uit. Maar die 6ste kruiswoord, die voorlaaste woord van Jesus, is 'n Griekse woord. Die Griekse woord tetelestai, en dit beteken, dit is volbring. Dit is vervul, dit is volmaak gemaak. En Jesus uit daai tweede laaste woord aan die kruis, sê hy, tetelestai, dit is volbring. En dit vat net 3 dae, voordat daardie woord van Jesus sy volle vervulling bereik. En dis wat ons vier vanmôre. Jy onthou nog, ons het Vrydag ook die lyn getrek van God se eerste vraag aan die sondaar, van mens, waar is jy? En dan het ons hom deurgetrek na Jesus toe, wat sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En vanmôre sien ons die vervulling. God wat vir die mens vra, mens, waar is jy? En ek wil hê ons moet kortliks kyk na die eerste 3 vrae, wat Jesus na sy opstanding van Maria vra. God se eerste vraag, broers en susters, sy heel eerste vraag aan die sondaar mens is, waar is jy? Kyk hoe trek God in sy almag en sy alwysheid hierdie vraag deur na Jesus se eerste vraag aan Maria. Hy vra vir haar, mevrou, waarom huil jy? Jesus se eerste vraag na sy opstanding. Sy heel eerste vraag is, mevrou, waarom huil jy? Treffend het die stel vir ons die gedig gelees van Maria wat by die graf aankom. En ek weet nie wie van u het daardie pyn in haar hart gevoel, hoe sy daardie oggend deernag besig is om die balsam voor te berei, en dan kom sy by die graf van Jesus, dan is hy nie daar nie.
En dan lees ons hier, Maria het droewig begin huil. Haar Here, haar verlosser, haar God is weg. En dan huil sy by die graf. En broers en susters, hoe anders kan 'n mens dink as daardie dag in die tuin van Eden, toe God vir Adam roep, waar is jy? 'n Mens hoor in daardie roep van God tussen Adam en Eva, die huil, die trane, die treur in God se stem. Mens, waar is jy? En dan kom Maria, en die eerste ding wat sy doen is huil. God huil oor die mens wat weggeloop het van hom. Maria huil omdat sy dink haar Here se liggaam is weg. En dan lees ons in vers 16. Maria huil aanvanklik van hartseer en droewigheid. En dan in vers 16 huil sy van vreugde. Want die Here sê vir haar, Maria, en dan sê sy, dan herken sy vir Jesus en sy sê, Rabboni, Meester, Here, het jy al ooit gehuil in die lewe van blydskap? Ek dink almal van ons wat hier sit vanmôre het al gehuil omdat ons hartseer is, maar het jy al ooit gehuil van blydskap, broers en susters? Dis die beste huil wat jy kan kry. Jesus draai Maria se huil van droewigheid oor na huil van vreugde. 'n Vraag wat ek my altyd op Opstanding Sondag vra, is hoekom is die klip weggerol? Het jy al ooit daaraan gedink? Dit wat Morney vir ons gelees het, broers en susters, toe Maria by die graf kom, was Jesus nie meer in die graf nie. Hoekom is die klip weggerol? 3 redes. In die eerste plek, sodat Maria kan sien en dat ek en jy kan sien, die graf is leeg. Ek het gesê aan die begin, Paas-Sondag gaan oor 'n 4-letter woord lewe. En die oomblik toe Maria sien, die graf is leeg, toe besef sy, lewe begin wanneer Jesus jou rede vir lewe word. Nie wanneer jy genoeg geld in die bank het nie. Nie wanneer jou gesondheid in tip-top kondisie is nie. Nie wanneer al jou kinders gelukkig is nie. Jou lewe begin wanneer jy besef dat Jesus die rede is van jou lewe. Dis waarom die klip weggerol is. Dat ons kan sien die graf is leeg. Tweedens, dat dit wat skeiding bring tussen my en God, die klip wat my van Jesus geskei het, weggerol is deur die kragtige opstanding van Jesus Christus. Dis hoekom jy 'n verloste lewe leef. Van die krag van die opstanding het daai skeiding weggevat. En derdens, dat ons kan sien, daar's lewe na die dood. Hierdie lewe is nie die hoogtepunt nie. Hierdie lewe is nie die doel nie. Maar dan vra Jesus vir Maria 'n tweede vraag. Die eerste vraag is, hoekom huil jy? En God draai daardie hartseer van Maria om in vreugde, want nou besef Maria, Jesus leef. En dan vra hy vir haar, wie soek jy? Sien nie die parallel? God vra vir Adam en Eva, waar is jy? En Jesus vra van Maria, wie soek jy? Dis amper asof hierdie vraag van God, waar is jy, herhaal word, amper asof Maria in die graf inroep, Jesus, waar is u? En dan staan Jesus voor haar en hy sê, hier is ek. Die een wat die wêreld gesoek het, die een wat die profete voorspel het, Maria, die een wat jy gesoek het, nie die Jesus wat jy gedink het nie, maar die Jesus wat verlossing bring, hier is ek. Broers en susters, en dan raak die glimlag op Maria se gesig net so groot. Want ewe skielik is Maria nie meer bang vir môre nie, want Jesus leef. Ewe skielik is Maria nie meer beangs nie, want Jesus leef. Ewe skielik is die toekoms vir Maria nie vreesaanjaend nie, want Jesus leef. Dis wat ons vier vanmôre. Dis wat lewe beteken. Niks in jou lewe kan erger wees as die vreugde om uit te roep, Jesus leef. Wie soek jy? Ek soek Jesus. En dan vra hy haar 'n derde vraag. Eintlik
sê hy 'n derde ding vir haar. Maria. Hy noem haar op haar naam. Hy sê Maria. Nie mevrou verder nie, nie mens nie, Maria. Tetelestai, dis volbring. Maria, jou naam staan in die palm van my hand gegraveer. Jesaja 49 vers 16. Tetelestai, dis volbring. Dis die opstanding Sondag. Maar dan gebeur 'n laaste ding. Nie een van die mense wat ooit by die oop graf van Jesus was, het onaangeraak weggestap nie. Niemand nog ooit, broers en susters, het van die leë graf van Jesus af onveranderd weggestap nie. Daar word 'n voorspelling gemaak. In Esegiel 36 word daar deur die profeet Esegiel iets gesê. En dit word waar, dit word tetelestai, dit word volbring. Jesus se 6ste kruiswoord word 3 dae later word dit waar. Hoor wat sê Esegiel in Esegiel 36. Hy sê, die Here praat deur Esegiel. Hy sê, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en vir julle 'n hart van vlees gee. Dis wat opstanding Sondag is. Die Here kom deur die opstanding, deur die klip weg te rol en hy druk as te ware sy hand in jou borskas in en hy haal jou hart van klip uit en hy gee vir jou 'n paashart. Nie 'n paaseier nie. Hy gee vir jou 'n paashart. En wat is hierdie paashart? Hierdie paashart wat hy vir jou gee, as hy sê is 'n hart van vlees. 'n Hart met 'n nuwe doel. 'n Doel om God lief te hê bo alles en jou naaste soos jouself. Hy haal jou kliphart uit en hy gee vir jou 'n nuwe hart met 'n nuwe visie, met 'n nuwe droom. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, siel, krag en verstand en jou naaste soos jouself. Hy haal jou kliphart uit wat dood is. En hy gee vir jou 'n hart wat nie meer 'n doodskleed dra nie, maar wat die opstandingskleed dra, wat 'n glimlag op jou gesig sit, want die hemel is oop, ons verlosser leef. Hy haal jou kliphart uit en hy gee vir jou 'n hart van vreugde. Hy haal jou kliphart uit en gee vir jou 'n hart en maak van jou 'n kliproller. Hy gee vir jou 'n hart wat die klippe uit die pad van jou naaste uitrol. Nie in hulle pad inrol nie. Hy gee vir jou 'n hart wat bloei vir mense. Hy gee vir jou 'n paashart. Paasfees, Paassondag gaan oor 'n 4-letter woord. Lewe. Jy leef. Ons kan nie onveranderd vanmôre hier wegstap nie. Kom ons bid saam. Ons Here God, opgestaande Here, aan U kom toe die lof, die heerlikheid, die krag tot in alle ewigheid. Ons bring aan U al die lof in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan nou aan met die program. Ek wil vra dat ons volgende lied sal sing en ek wil net iets sê daaroor. Dis in ons liedboek. En min mense weet dat ons liedboek ook 'n Engelse afdeling het. En die lied wat ons sing is op die wyse van lied 308. Maar ek wil hê jy moet let op die woorde en dit is hoekom ons hierdie lied, hierdie verse in Engels sing vanmôre. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Beteken, neem my lewe, Here, laat dit geheilig wees, afgesonder vir U. Vers 2, take my hands and let them move at the impulse of thy love. Vers 6,
Take my love, my Lord. I pour at your feet its treasure store. Take myself, and I will be ever only all for thee. Kom ons staan, ons sing hierdie lied en dan gaan sit ons weer. Ontvang nou die seën van die Here. Ek wil vra dat u saam met my sal staan. Mag jy hierdie Paasfees dieper ingetrek word in die liefde wat God vir ons kom bewys het in Jesus se kruisdood. En mag die krag van sy opstanding jou hart en die wêreld verlig. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en sal met u bly. Amen.